Man in die rolstoel, episode 15. Kaptein Rion Rousseau, wat jy vandag hier gedoen het, is seksuele teistering. Om willens en wetens 'n vrou se voete onder haar uit te manoeuvre met 'n rolstoel en haar sodoende op jou skoot te laat neerkom, sodat jy daarna jou lippe op haar kan plant, is 'n misdaad. Skuldig, u edele, maar lanklaas het 'n vrou vir my so onverwags en ongevraagd spesiaal geword soos hierdie enetjie. U edele, daar is versagtende omstandighede. Hierdie vrou het nodig om ook weer iets te voel, om te weet dat sy niks minder vrou is na wat met haar gebeur het nie. Niemand mag haar reg om te bestaan van haar af wegneem nie. Wel, kaptein Rousseau, jy kan bly wees, die polisie het jou gelos, want hierdie was ontoelaatbaar. Korreksie, u edele, maar ek het die mag self gelos, so wat gaan jy doen, my afdank? Jammer, julle kan my nie meer fire nie. Ek het self opgeskop, en dit was die beste ding wat ek in my lewe kon doen. Ek mis die polisiewerk, maar ek mis nie die protokol en politiek daar rond nie. So los dit liewer u edele, alias my stoere en normaalweg onwrikbare skuldige gewete, wat beslis nie meer in die nuwe Suid-Afrika sou pas nie. Kyk, ek is nie bitter nie, so laat ons nie weer daar gaan nie. Ek sou in elk geval gekies het om nie na 'n hoër rang bevorder te word nie. Dit was lekkerder om die veldwerk en die voetwerk te doen. Dit het my gees nou wel nie goed gedoen om moorde te ondersoek waar daar meer geweld gebruik is as wat nodig was nie. Waar daar oor die hele toneel haat geskryf staan nie. Maar dit was goed wanneer ons die skuldiges kon vastrek. Ja, om hulle net te weer sien gaan, kaptein. Los die kaptein. Ek is net Rion, 'n gewone ou wat onverwags agtergekom het dat hy ook weer iets kan voel. Dalk vir iemand. Wanneer Carmen in haar huis oorkant verdwyn, trek Rion weer die gordyne van sy eetkamer wat straat toe wys toe. Hy staan uit sy rolstoel op. Vir 'n oomblik kyk hy na die plek waar Babs haar ma, tant Lelani, sy liggaam ontdek het op daardie dag. Hy het die foto's gesien. Die enigste geweld was 2 naby skote uit 'n revolver, een in haar gesig en een in die bors, waarna sy vooroor uit haar rolstoel geval het en nooit weer van die grond af opgestaan het nie. Al 2 skote kon haar dood veroorsaak het, aldus die staatspatoloog. Kan dit wees dat sy die oortreders betrap het, dat hulle haar nie in die huis verwag het nie, of het sy hulle dalk geken en wou onverwags alarm maak, of het hulle dalk nie gedink dat sy 'n manier het om haarself teen hulle te verdedig nie, dat sy dalk met iets anders vorendag gekom het? Rion sit 'n plastiek oor die bakkie met oorige beskuit en sit dit in die rak, bo, hoog. Toe dink hy daaraan dat Carmen môre by hom kom eet. Sy is nogal oplettend. Miskien sal sy sien dat daardie bakkie ver bokant sy rolstoel se strekhoogte is. Dan gaan sy dink, hoe dieus het Rion dit daarbo gekry, al sal sy dalk nie spesifiek vra nie. Aan die ander kant, Carmen lyk nie soos die soort persoon wat alles bevraagteken nie. Of moet hy haar nie onderskat nie? Een of ander tyd sal haar beslis oor die waarheid moet inlig. Daar is egter iets wat hy in gedagte moet hou. Carmen doen berading by die plaaslike kerk. Natuurlik sal sy nie oor hom by haar pasiënte of ander mense se kinderhof praat nie. Maar net dalk raak sy iets kwyt oor die buurman oor kan die straat, die een wat maak asof hy verlam is, om tant Lelani se aanvallers te probeer lok en vastrek. In sy werk het hy baie gesien. Mense doen dit nie aspres nie. Net soms blaker hulle iets in 'n onbewaakte oomblik uit. Jy kan hulle nie kwaadlik neem nie. Dit gebeur en hy kan dit nie nou bekostig nie.
Carmen is miskien nie die soort vrou wat by ander spog oor manne op haar kerfstok nie, maar as sy wou spog, is vanoggend se oomblik van warmte en die potensiaal wat sy deur sy klere gevoel het, wel iets waaroor vriendinne moontlik met mekaar kan praat. Nie noodwendig om te spog nie. Hy twyfel nie vir een oomblik dat sy weet wat hy gevoel het nie, terwyl sy haarself van sy skoot probeer aflig het nie. En dit wat sy daar gevoel het, was nie 'n stomasakkie nie. Nee, Rion Rousseau was opgewonde. Hy was vinnig die paar stukkies skottelgoed gaan stort en daarna hou hy die horlosie dop. En presies op die oomblik waarop hy die oproep verwag het, lui sy selfoon. Ons is hier, kondig die stiptelike Sean aan. Flippie is nie bly toe sy ouma hom Saterdagmiddag net na 2 roep om die mense wat oor Kerstyd na die honde kom kyk aan hom voor te stel nie. Hy en ouma het die papiertjie op hulle hek ontdek en toe bel sy. En wie staan nou daar saam met Sergeant Langman in die sitkamer en wag? Randy en sy ouer broer Damon en Blondie, die young man van die yin en yang prepaartjie, die swart seun met die spierwit hare, die onderhoofseun van die parkie bende, wie se beste maat mos doodgeskiet is by na inbraak in oom Hartie se huis. 'n enigste ma se seun en die 2 kinders, yin en yang, het by haar in die huis gebly. Flip my seun, sal jy asseblief vir ons gaan koeldrank skink? Dan gesels ons eers met die mense voordat ons hulle aan die honde voorstel. Ouma wys na die sitkamer. Sy sê, die adders mag maar daar gaan sit. Flip haal glas uit die rak en skink. Intussen luister hy met toenemende onrus hoe ouma vir die manne die volle detail van hulle Kersfeesplanne gee. Hulle vertrek al Dinsdag en kom weer op die 30ste terug. Hulle wil hier wees as daar dalk klappers geskiet word oor nuwe jaar. Die honde verkieslik binne probeer hou. Jan het 'n ander naam. Hy is Jim. Jim gaan by die Langmans bly tot na nuwe jaar, solank as wat hulle die troeteldiere in die omgewing moet oppas. Die wolwe toelaat om skape te vang. Flip hou die skinkbord vir sy ouma en vir Sergeant Langman, sodat hulle kan koeldrank kry. Hy sit die skinkbord daarna op die koffietafel neer, vat sy eie koeldrank en bedui na die 3 jongelinge. Help julle self. Nou waar is jou mense, Jim? Vra ouma, dat jy nie oor Kersfees by hulle is nie? Ek verkies om deesdae op my eie te bly, antwoord die blonde kop uit die hoogte. Is jy skaam vir jou mense? Daag Flippie hom uit, werk jou ma in iemand se huis se kombuis. As hulle nou alleen was, het die witkop sy voete waarskynlik onder hom uitgeduik en 'n paar vuishoue in sy gesig geplak. Niks met jou te doen nie, sê Blondie. Wel, my ma was my ouma se regterhand in die kombuis. Sy kon bak en kook uit resepteboeke. Sy was die beste ma wat 'n seun en dogter kon vra voor. Hendrike, en toe kies jy om by die wit mense in te trek, koggel Blondie om. Nee, ek het nie gekies nie, Jim. My pa en ma is dood, vermoor. Ek was gelukkig, want as dit nie vir hierdie ouma van my was nie, het ek waarskynlik Kersfees in 'n weeshuis moes gaan bly. Flippie sien hoe sy ouma hom oomlik aankyk, en toe draai haar oë na die seuns wat daar sit. Natuurlik ken sy hom goed genoeg om te weet, dat daar 'n baie goeie rede is vir sy onthullings. Hy praat mos nie graag oor wat gebeur het nie. Wel, ek het nie meer 'n ma of 'n ouma nodig om agter te skuil nie, so ek gaan nie sê waar sy is nie. Ek is klaar 17, ek is reg om te begin werk. Ek het gedog jy sê jy gaan saam met my skool klaarmaak. Damon kyk ontsteld na hom. Met graad 10 kom 'n mens nie ver in die lewe nie. Met matriek ook nie. Sorry om jou borrel te blaas,
Buitendien, ek hoef nie skool klaar te maak om 'n sukses van my lewe te maak nie. Dit het ek al hoeveel keer gesien, sê Jim. Vir 'n kort rukkie is daar 'n ongemaklike stilte in die sitkamer, waarna Sergeant Langman weer praat. Die Rottweilers, is die honde moeilik? Ek ken Rottweilers en ek hoop hulle is baie goed opgelei. Wel, hulle vreet gemors vir ontbyt op, sergeant, verklaar Flippy, en hulle het nog 'n manier om te onderskei tussen kaf en koring. Ag, hulle was vriendelik met almal op die plaas, glimlag ouma. Miskien het ons nie kaf daar gehad nie, net koring. Later is almal se glase leeg. Hulle stap op die stoep uit en Flippy roep die honde nader. Dit is opvallend hoe die blonde kop Jim vir Sergeant Langman tussen hom en die honde hou. Maar vir hoe lank, want die volgende oomblik sniffel Simba hom uit en sy bole trek. Die hond hou nie van hom nie. Nie hieroor of daaroor nie. Waarskynlik omdat hy pieps bang is vir Rottweiler honde. Nee Simba, sit. Flippy vat hom stewig aan die band om sy nek vas. Ouma, hierdie ding gaan nie deug nie. Miskien moet ons by die veearts gaan hoor wie die mense daar is wat ook na diere kyk. Ons is die huiskykers wat by die veearts adverteer, antwoord Damon en stap dapper nader. Hi Simba, my naam is Damon. Ons het 'n Labrador by die huis. Hy is miskien nie so kwaai soos jy nie, maar hy is ook nogal 'n slim hond. Nou kyk nou net, daar lag die hond. Wye bek vir jou Damon, prys ouma die ouer seun. Dit lyk my jy het 'n slag met diere. Damon wil na matriek by die mag aansluit. Hy wil hondemeester word, spog Sergeant Langman. O, regtig, ek dog jy het gesê jy wil saam met my in besigheid gaan, sê Jim. Vir 'n oomblik lyk dit asof die seun nie weet wat om te sê nie. Toe antwoord hy, miskien gaan ek albei doen, maar vereers wil ek klaarmaak met matriek, klaarmaak met skool, en jou vakansiewerk doen, so goed as wat jy kan, sê sy pa, en sy stem maak so 'n snaakse skreegeluitjie. Hemel Damon, het jy my al die moeite laat doen, vir almal beloftes gemaak, dat ons na hulle diere sal omsien, en nou gaan jy ons in die steek laat, en jy wil dit nie meer doen nie? Nee pa, ek gaan dit doen, ek en Randy, en as Jim nog steeds wil deel wees hiervan, is hy baie welkom. Nou maar gaaf, dan is dit afgespreek. Sergeant Langman gee die seun se kyk en toe steek hy 'n hand na ouma toe uit. Mevrou Badenhorst, jy het nou my nommer. As jy die seuns se dienste verlang, laat weet my asseblief, maar moenie te lank wag nie. Ons lysie is besig om vreeslik vol te raak. Wel, ek en my kleinseun sal die saak bespreek, dan sal ons terugkom na jou toe, Sergeant Langman. Baie dankie, sê ouma. Flippy bly by die honde in die agterplaas agter, terwyl ouma die gaste by die voordeur uitlaat. Hy is nou so de mekaar, soos 'n nat perdrol in 'n voedselverwerker. Hy voel soos een van daai goeie ouens in 'n Amerikaanse movie, waarby daar dwelms, diefstal en moord betrokke is. Jy wil die tsotsies aan die kaak stel, en wat vind jy dan uit? Die groot baas van die bende is die hoof van die polisie. Nee, okay, sy storie is nie heeltemal so ingewikkeld nie, maar helaas, nou is dit so dat die ouens wat die huise in Desember gaan oppas, die dag by was toe Slim Jan, baas van die parkiebende, vir hom gevra het om by iemand se hondjie deur in te kruip en die plek van binne af oop te sluit. Kastig het die een ou se oupa hom uitgesluit, daai ou wat nou dood lê en al seker begrawe is. 'n Oupa wat later die aand uitmekaar gevoeter en beroof is, waarskynlik deur die senior lede van daai einste parkiebende. Yin van Yang, die wit ouetjie, is in die huis in Omartie se spaarkamer doodgeskiet, en nog 'n kleiner, swart ou, sterf in die oom se buurvrou langs aan se tuin. Flippy eis as hy moet dink, as hy en ouma nie kuiermense en familie uit Botawil gekry het nie, was hy dalk die ou wat deur die hondedeurtjie by die huis ingekruip het.
Hy sou baie graag by Blondie en Damon wou weet. Het hulle geweet die oom en sy hond is die aand in die huis, of was dit deel van die plan om oom Harties ook kwaad aan te doen? As dit die geval is, sit hy met 'n veel groter probleem as wat hy aanvanklik gedink het. Flippie haal die honde se leibande van die hake langs die voordeur af. En nou ou seun, vra ouma. Ek gaan met Simba en Mila stap, ouma. Hulle het te veel energie vir 'n dorpserf soos ons in. En ouma vergeet van die hondeoppassers. Ek dink nie ons moet van hulle gebruik maak nie. Ons sal liewer 'n ander plan maak. Soos wat, Flip? Ek het nou die dag by Tannie Carmen Stein se huis verbygestap. Toe kom sy uit en vra hoe dit met my gaan en wat ons planne vir Kersfees is. Ek het vir haar gesê ons wil plaas toe gaan, maar ons weet nie mooi van die honde nie. Dit was sy wat vir my gesê het van die mense wat hulle advertensie by die veearts opgesit het. Hierdie ouens. Maar ouma, hy oorweeg 'n oomblik sy woorde, toe spoeg hy dit uit. Hierdie ouens gaan nie goed genoeg wees nie, ouma. Hulle, toe bedink hy homself, hulle is bietjie lig in die broek. Een verkeerde voet en Mila en Simba verskeur vir hulle. Ouma kry 'n eina uitdrukking op haar gesig. Wel, dit geld vir elke ander mens wat ons gaan vra om na die diere te kyk. As dit dan net ek en jy is wat na die honde mag omsien, of bedoel jy dat ons hulle vir oom Freddy moet gee om saam te neem plaas toe? Nee, ouma, ek sal nooit so iets voorstel nie, sê Flip. Ek weet mos hoe lief is ouma vir hulle, en ek weet, dit is al wat ons nog van die plaas oor het. Dit is nie net ek wat vir hulle lief is nie, Flippie. Ek weet mos dat hulle jou alles ook is. Flip staan 'n oomblik en dink, toe besluit hy om eerlik te wees met haar. Dit is reg, ouma, maar is dit reg teenoor die honde? Van 'n groot plaas waar hulle kon hardloop na 'n dorpserfie wat kleiner is as my pa en oupa se groentetuintjie daar op die ander plaas? Nou wat stel jy voor moet ons doen, Flippie kind? Ons eerste probleem, gestel ons wil nie die honde vir oom Freddy gee nie. Wat doen ons oor Kersfees? Wil ouma regtig nie die honde vir oom Freddy gee nie? Hy gaan 'n goeie baas vir hulle wees. Ek weet nie, Flippie, kom ons dink dan daaroor. Maar wat doen ons nou oor Kersfees? Wel, as ons die honde nie weggee nie, ouma, dan bly ons by die huis. Ai my kind, maar ek weet mos hoe baie jy uitgesien het om plaas toe te gaan. Ek het, maar dan is dit nou so, ouma. Ek voel mos eintlik ook soos die honde. Ek mis die plaas en die hardloop en die dam daar op die plaas en die beeste en die hoenders. Flippie, jy vergeet, mense is so kwesbaar op 'n plaas. Ouma, ek het intussen agtergekom dat mens net so kwesbaar is op die dorp. Mense wat ander wil kwaad aandoen is oral. Flippie probeer om die leibande aan die honde se halsbande vas te maak, maar Simba is nog steeds omgekrap oor die besoekers van Flissies. Los maar die honde se stap, my kind, sê ouma. Dis sal ouma dan omgee as ek alleen gaan stap? Asseblief ouma, bietjie kop skoon maak? Natuurlik nie, Flippie, maar wees net asseblief voor donker terug by die huis. Ek sal so maak, ouma, dankie. Hy gee haar 'n drukkie en toe stap hy by die voordeur uit. Hy druk die tuinhekkie oop en begin aanstap in die rigting van die parkie. Hy was regtig nie van plan om so ver van die huis af te stap nie. Miskien net eenmaal om die blok. En dit is daar, op die punt waar hy toe wil omdraai, dat hy sien dat daar 3 skaduwees is wat hom doelgerig agtervolg. 3 ouens met hoodies oor hulle koppe. Wanneer hy begin hardloop, hoor hy hoe voete agter hom klap. Sy agtervolgers het hulle eie pas ook nou versnel. Word vervolg.